Tannie Dete het Heidi na die huis van die Zeseman-familie gebring. Meneer Zeseman het gaan reis, en toe Heidi daar aanland, is juffrou Rottenmeier dus tydelik die baas. Juffrou Rottenmeier is die huishoudster, en sy moet ook vir meneer Zeseman se verlamde dogtertjie Clara oppas. Sy het vir Clara 'n speelmaatjie gesoek, maar toe Heidi daar aankom, lyk dit of sy haar glad nie as 'n geskikte maatjie vir Clara beskou nie. Ja, jy het wel. Jy soek 'n dogtertjie met 'n goeie karakter. Sy moet goed opgevoed wees, nie jok nie, vinnig begryp en 'n maat vir Clara wees. En hierdie beskrywing pas Heidi perfek. Jy moet haar net 'n bietjie beter leer ken, 'n bietjie met haar gesels en jy sal self sien dat ek reg is. Ek is jammer, ek moet gaan. My baas wag vir my, maar ek kom oor 'n paar dae weer terug om te kyk hoe dit gaan. Jy loop nie hier weg sonder die kind nie, Dete! Bly jy stil! Dete! Waar gaan jy heen? O, Gorrel. Wat Tannie Dete? As Tannie Dete weggaan, weet ek nie hoe om by die huis te kom nie. Sy het vergeet om my te sê. O, Gorrel. Maar jy gaan mos nie meer huis toe nie? Maar natuurlik gaan ek weer huis toe. Ek beny jou, weet jy. Jy's baie gelukkig. Jy kan die hele wêreld volop nes jy lus het. Ja, maar dis nie snaaks nie. Almal kan dit doen. Hoe dan nou? My bene is verlam. Ag nee. Dan moet jy altyd in 'n stoel met wiele sit. Dis nie lekker nie. Wie jy ek moet jou Adelaide noem. Nee, my naam is Heidi. Tannie Dete het Adelaide uitgedink. Ek dink Heidi pas jou baie beter. My naam is Clara. Is al naam wat ek het. Jou naam pas ook goed by jou. Goeiemiddag Heidi. Ek is bly jy's hier. Hallo Clara. Is dit vir jou lekker hier by ons in Frankfurt? Hoekom nie? Ek wil weer teruggaan na my oupa toe. As ek teruggaan, gaan ek baie witbroodjies saamvat. Geniet jy dit nie hier nie oor juffrou Rottenmeier? Ag, jy moet jou nie aan haar steur nie, hoor, sy is my altyd so. Sy hou van raas en skree. As jy wil, sal ek vir jou leer lees, Heidi. Dis baie maklik, hoor. Ek het baie boeke wat ons kan lees. En miskien sal alles nie so vervelig wees omdat ek altyd in die stoel moet sit nie. Hi. Jy's die eerste meisie wat ek teekom wat nog nie kan lees nie. Ek bedoel, jy het tog self gesê jy sal 8 jaar oud en dan kan almal mos al lees. Ek kan nie. Ek weet ja. Almal moet een of ander tyd leer lees. Jy ook, Heidi? Dis vir jou 'n vreeslike entjie mens die. Sy laai eenvoudig die kind hier af en dan verdwyn sy weer. Maar dit sal ek nie verduur nie. Sebastian, Ja, juffrou. is die aandete gereed? Sover ek weet is dit lankal gereed. Sorg dan asseblief dat Clara by die tafel kom. Ja, seker, dadelik, juffrou. Sê my, is daar room aan my gesig? Jy lyk presies nes my vriend Pieter. Dan het ek 'n dubbelganger. Adelheid! Ja? Ek wil nie hê jy moet met die bediendes klets nie. Dit word nie gedoen nie. Waarvoor wag jy nog, Adelheid? Sit asseblief. Een hele mandjie vol witbroodjies. Adelheid! Het jy dan nog genaamd nie tafelmaniere nie? Van wanneer af klim 'n mens dan op die tafel? Jy sal 'n broodjie kry as jy 'n bietjie wag. Ek wou dit nie vir my gehad het nie. Ek wou dit vir ouma saamvat. Nee, ek wil geen verskonings hoor nie. Gaan sit nou op jou stoel en gedra jou soos 'n ordentlike jong dogter. Ek verdien dit darm seker nie.
Dit lyk my jy het snaakse maniere geleer waar jy groot geword het. Jy staan op die stoel, my liewe kind. Baie dankie, Sebastian. Adelaide, mense sê nie dankie vir bediendes nie. Ouma, het ouma ook blomkransies gevleg toe ouma klein was? O ja. Sommer baie mooi is ook my kind. Ek wil die kransies om die deur en om die vensters hang, dan sal dit sommer baie mooier lyk, nie ouma? Ek wil liewer 'n broodjie hê asseblief. 'n Regte wit broodjie. Kan ek daarvan ook 'n stukkie kry? Kyk net hoe bewe die bord. Kry tog vir jou 'n stukkie Heidi, net nou val alles uit die bord uit. Ja, dankie. Dis nou eens te erg. 'n Mens vat nie kos met jou hande nie, Sebastian, jy kan gaan. My liewe Adelaide, dit wil my voorkom of ek jou eenvoudig alles moet leer, reg van vooraf. Dit lyk my jy weet niks van tafelmaniere af nie. Nommer 1, as jy 'n stukkie vleis wil hê, dan neem jy dit op die volgende manier. Het jy gesien hoe? Dis baie maklik. Ooh. Tweedens het dit my opgeval dat jy heeltemal te veel met die bediendes praat. Jy praat asseblief net met hulle as jy iets van hulle wil hê. Dit betaal nie om te vriendelik met hulle te wees nie, hulle vergiet hulle plek. As jy iets van Sebastian wil hê, dan sê jy net ek wil hiervan of daarvan hê. Of wees asseblief so vriendelik en bring vir my dit of dat. Jy moenie te eie met hulle word nie. Hulle skinder net in die kombuis daaroor. En nou kom ons by Clara. Clara word in hierdie huis as juffrou Clara aangespreek. Sy moet self besluit of sy wil hê jy moet dit ook doen. Ek wil hê Heidi moet my Clara noem. Nou goed, nou weet jy hoe om haar aan te spreek. Heidi moet my Peter noem. Peter. Hi, wat maak ek hier? Goeiemôre, oupa. Hi. Piep kan ons dit hier? Ons het iets saamgebring, die heel eerste lenteblommetjies. Dis baie lief gee dat ek kan sien. Ryke aan dit ryk soos lente. Dan is die winter nou eindelik verby. Ja. Mooi. Ja. Wees versigtig. Daar is haar. Ek wou maar ek kan nie. Au! Adelaide? Adelaide, hoor jy wat ek sê? Adelaide, antwoord my. Ek het met jou gepraat. Antwoord my, Adelaide. Kan jy nie sien dat sy vas in die slaap is nie? Dit kan nie waar wees nie. Snoekie. Tot ziens, madame. Neem asseblief dadelik hierdie onmanierlike kind bed toe. Kom. Eina! Au!
Waar is ek dan nou? O ja, ek is in Frankfurt. Sjoe, maar dis 'n vreeslike groot kamer. Hi, dis ek. Ek het maar net gedroom. Die kamer is baie donker, nie 'n grot. Dis seker die vensters daai, maar hoekom is dit weggesteek? Wag, ek te plan. Ek wil sien of die son skyn. En of die wind in die dennebome waai. Ek wil sien of dit buite reën. Ag, ek wil asseblief weer huis toe gaan. Snoekie, Josef, Pieter, oupa, ek wil huis toe kom. Waar is julle ouma? Bernie, Schwedlie, ouma, ek wil huis toe gaan. Oupa, Pieter, hier is ek. Pieter, Snoekie, wag vir my. O my kop. Ek is glad nie in die berge nie. Genade, hier sit jy alweer op die grond. Is hier dan nie genoeg stoele vir jou in die kamer nie? Het jy my nie gehoor klop nie? Ek het hard geklop. En as ek klop, verwag ek 'n antwoord. Ja. Onthou dit in die toekoms. Staan nou op, ontbyt word bedien. Jy's alreeds laat soos dit is. Dit lyk vir my jy kan nie goed hoor nie, kind. Ek het gesê jy moet opstaan. Genade, jy is onmoontlik. Adelheid, bly nou op jou voete staan as ek jou los. Adelheid, wees asseblief nou meer gehoorsaam. Wat is fout met jou? Is jy hardhorend? Ek het gesê jy moet op jou 2 voete staan, Adelheid. Adelheid! My naam is glad nie Adelheid nie. My naam is Heidi. Jy is Adelheid gedoop en daarom sal ek jou Adelheid noem. Jy sal net daaraan gewond moet raak. My naam was nog altyd Heidi. Hier is jou naam, Adelheid. Kom, kind. Adelheid, julle onderwyser kom om 10:00. Sorg dat jy betyds in die studeerkamer is en jou ordentlik gedra. Clara, jy moet goed oplet en jou nie aan Heidi steur nie.
Ek is nou nie meer so alleen soos vroeër nie, Heidi. Ek is baie bly dat jy gekom het, regtig waar. Adelaide, Ja? jy moet baie soet wees en haar nie ontstel nie, hoor jy my? Clara is baie siek indien jy dit nie weet nie. Alles van het beste. Wat maak jy daar by die venster? Wil jy uitklim, Heidi? Nee, ek wil net uitkyk. Het jy nie seer gekry nie, Heidi? Nee, dit was glad nie seer nie. Clara, waar kan 'n mens in hierdie plek buite toe kyk? Die vensters is almal toe of te hoog vir my. Maar hoekom wil jy dan buite toe kyk? Ek het nog nooit by die vensters uitgekyk nie. Wil jy dan nie weet wat buite is nie? Is jy dan glad nie nuuskierig nie? Ek was nog nooit in my lewe buite nie. Ek is in hierdie huis vandat ek gebore is. Ek weet glad nie eers waaroor ek nuuskierig moet wees nie. Regtig? Ek weet wat, hoekom vra jy nie vir Sebastian nie? Hy sal weet wat om te maak. Jy's reg. Dankie. Sebastian lyk nie beter. Hy sal 'n plan kan Ja, maak. maar besop dat juffrou Rottenmeier jou nie sien nie. Toe maar sy sal nie. Daar sy nou. Sebastian, wag vir my. Hi, Sebastian. Waarmee kan ik jou helpen? Pas op dat juffrou Rottenmeier ons nie hoor nie. Ja, nee, dat zou glad niet deugen. Ek wil hiervan en daarvan hê en kan jy dit en dat vir my doen? Ja, natuurlijk, graag. Maar hoe weet ik wat wil je hebben? Wil je nou hiervan hè? Of daarvan? Ek maak maar net soos juffrou Rottenmeier gesê het en wat juffrou Rottenmeier beveel moet 'n mens doen. Man, Ja, ik weet ons op oppas voor Rottenmeier. En wat kan ik voor je doen, klein juffrouwke? saggies. Moenie vir my juffrou sê nie, my naam is Heidi. Ja, ik weet. Maar juffrouw Rottenmeier het gezegd, ik moet het doen en meest met haar gehoorzaam wees. Ek gee nie om nie. Kom maak vir my die venster oop. Kyk die son. Wacht net een ogenblikje. Dankie. Dis baie lekkerder. En nou kan ek uitkyk nes ek lus het. Maar waar is die blomme? En waar is die veld en die dennebome? Mens kan niks sien nie. Hier is dan net huise en mure en strate. Heidi, is jy nou tevrede? Kan jy iets sien? Oppas juffrouw Clara, moet ik je schuif? Nee, goed dan. Wil jy weer teruggaan na jou berge toe? Is jy baie lief vir jou berge? Nou ja, dan kan ek niks doen nie, Heidi. Ek het gehoop ons kan vriende word, maar dis nie vir jou lekker hier in Frankfurt nie. Moet ek vir juffrou Rottenmeier vra om jou tannie te laat roep? Ja, asseblief tog. Dis regtig jammer want ek hou baie van jou. Dit sou so lekker gewees het as jy hier by my kon bly. Ek hou ook baie van jou, maar ek verlang nog. Dan sal ek nou weer alleen wees. Maar ek moet seker nou al daaraan gewoond wees. My mamma is dood toe ek klein was en my pa is altyd weg op sakereise.
Dis gedurig net juffrou Rottenmeier wat hier is. Verstaan? Dis so vervelig, ek kan dit nie meer uithou nie. Altyd net juffrou Rottenmeier. Ek kan haar al ewige genade net nie meer verdra nie. Clara, wag! Ek het nog 'n slag oor alles gedink. Ek sal by jou bly. Regtig? Ja, al is dit net vir 'n klein rukkie. Is jy heeltemal seker? Natuurlik wil ek hier bly. Weet jy wat, ek moet nog hier in Frankfurt geskenkies koop wat ek vir die mense by die huis wil saamneem. Tabak vir oupa, 'n bokvleis vir Peter en baie witbroodjies, 'n hele koffer vol. Heidi, ek is so bly. Ek is ook bly, Clara, maar jy sal my moet help om alles in die hande te kry, né? Natuurlik sal ek dit doen. Juffrou Clara? Heidi Marie aanlyn? Heidi Marie is nogal 'n mooi naam. Ek kom meer van Heidi. Ag, wie jy wat ons haar kan noem. Wat dink jy? Juffrou Genade tog. Die onderwyser wag al 'n hele halfuur. O, genade, tog my senuwees kan dit net nie uithou nie. En die verskriklik het dit alles kom omkrap. En die geraas. Dissipline. Heidi het tog besluit om in die Seeseman se huis te bly. Met Clara kom sy goed oor die weg en met die onderwyser ook, maar sy verstaan nie altyd wat hy van haar wil hê nie. In die berg het niemand nog vir haar sulke snaakse vrae gevra nie. Vir Heidi is die lewe in hierdie groot huis baie keer baie enaardig. Alles is moeilik en byna alles wat sy doen is verkeerd. Hulle sit voeltjies in hokkies en is woedend as 'n mens hulle vrylaat. En jy, juffrou Rottenmeier, wat andersins alles weet, wil nie verstaan dat voeltjies baie beter buite vlieg as binne nie. Dan is daar ook nog die muise. Hulle is ook mos honger. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Heidi.